If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us. Click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born. Good day, everybody, and welcome to another episode of Blindside. Johnny Burger, what a privilege we have to be in the absolutely beautiful Boland. Thank you so much for Drosday, for inviting us, for giving this opportunity to us. It's absolutely fabulous here. Yeah, look, I must tell you, I woke up at 3 o'clock this morning to fly here, so it feels like I've got jet lag. But when you look at the surroundings and you look at the mountain ranges around Worcester, it's such a huge privilege. And epic battle coming up tomorrow between the Bosvarke and the Donkeys, like they say. So yeah, Worcester Gymnasium versus Drosday is going to be epic, and there's a lot of things going on behind the scenes that's going to make this derby extra special. Very special. And there's a couple of things we'll talk about during the course of this episode, Johnny, about bringing communities together. And I think we couldn't have chosen a better weekend to see a community come together. They're expecting 15,000 plus people here tomorrow. There's some old boy reunions happening, etc. We'll bring the people some of that in our shorts as well, and very exciting. But before we carry on, we've had some wonderful discussions with the headmasters of both schools, and then also the heads of sport, heads of rugby specific, and then the head coaches and some of the boys. And before we go any further, we're going to listen to what the headmasters had to say, and this segment is brought to you by Lakeside. Meneer Steyn, die hoof van HTS Drosday, en meneer Leroux, die hoof van Worcester Gym. Dis my voorreg om julle op die Blindside stoele te hê. En 'n verskriklike groot voorreg om in Boland te kom kuier. Ons is baie lief vir hierdie plek en ons kom heeltemal te min hier. Ons vra groot om verskoning. Ons kuier gewoonlik aan daai kant van die berg en dan stop ons net voor die tonnel. Ek beloof dit sal nie vir nog 'n jaar so aangaan nie. Baie dankie dat jy hier kan wees. Ek wil sommer met julle lekker rugby goed gesels. En ons sal 'n bietjie raak aan hoe belangrik sport in die skool is. Maar my eerste vraag is eintlik, hoe belangrik is 'n dag soos môre waar julle twee tradisionele, noem dit nou maar groot skole van Worcester bymekaar kom as 'n gemeenskap en teen mekaar kompeteer? Wel, ek dink dit is 'n voorreg om 'n platform te hê waar jy 'n bietjie jou kinders die geleentheid kan gee om aan 'n sport deel te neem. Ek meen, hulle speel rugby omdat hulle lief is vir die sport. So daar is 'n goeie platform om hulle die geleentheid te gee om dan die dag te kan jou toets aan jou buurskool in dieselfde dorp. En ja, ek dink ons wil jou kinders die geleentheid gee om dit te doen. So dis belangrik dat die mense daarna gaan kyk. Vir my is dit altyd belangrik om te sê hoe jy die kind kan ontwikkel ten opsigte van sportmangees. 'n Telbord sê vir jou een storie en 'n kind se gedrag en sy deelname op die veld sê vir jou 'n ander storie, en dit moet ons kinders leer dat wen is nie altyd 'n telling op 'n bord nie. Wen is baie keer hoe jy as 'n sportman die veld betree en die wedstryd speel en hoe kom jy daar af. So ja, dat is my Steyn. Ek dink as ek na Worcester as gemeenskap kyk, en die groter Worcester gemeenskap is rugby mal. Ek kyk na die klubwedstryde en natuurlik die Boland klub kampioenskap is een van die sterkstes en grootstes in die land. As ek kyk na hoeveel aandag daar gegee word aan klubwedstryde en spesifiek as daar derbies in die omgewing is dit maar net so dat die mense is rugby mal. So hierdie bepaling trek baie aandag. So dis nie net Bosvarke en Donkies wat kom kyk, dis die groter gemeenskap. So dis vir hulle belangrik en dis vir hulle lekker. Vir ons is natuurlik lekker. Dis kinders wat mekaar ken. Hulle was in dieselfde laerskole. En hulle word groot
buite die skool kuier saam en nou kan hulle te mekaar deelneem. So dit is vir die kinders lekker. En dis vir ons belangrik. Maar ek dink hierdie jaar spesifiek na die aardige storm wat ons gehad het en die baie skade en die swaar wat die gemeenskap het, die boere rondom die dorp, wat in albei die mense wat rondom die dorp bly, in die dorp bly wat in albei skole is, het 'n moeilike tyd agter die rug. So ek dink maar Saterdag gaan net 'n dag wees. Kom span bietjie, kom geniet die rugby. Maak nie saak wie wen nie, want op die ou einde maak nie saak wat jy sê nie, hierdie is altyd 'n kompeterende dag. Dis nie 'n maklike dag vir enige iemand nie. So kom geniet die dag en vergeet bietjie net so vir 'n dag van al die moeilikheid. Maandag kan ons weer aangaan met dit. So ek dink dis vir ons belangrik. Om 'n lekker dag te hê waar die gemeenskap kan kom kyk en al die ouers van albei skole net kan kom trots wees op hulle kinders. 'n talent wat hulle het. Ons het vinnig van kamera af net begin praat oor, maar meneer, rugby het 'n ongelooflike kommoditeit geword vir bemarking in skole. En veral, ek wil amper sê die afgelope 2 jaar het dit net met rasse skreere opgegaan in terme van die blootstelling en die oë wat op dit is. So, ja. Hoe wend julle dit aan tot iets positiefs vir julle? Of is dit iets wat op hierdie stadium 'n bietjie van 'n dalk iets is wat julle nie so dink so opgehemel moet word nie? Ek dink daar gaan argumente wees twee kante toe. Ek weet op die oomblik is daar's baie geraas daar buite juis oor die onderwerp. Baie mense skryf daaroor, baie mense sê dit het te groot geword. As jy kyk na die bedrag wat genoem word, ons praat van 'n 1 biljoen rand hoe sal ek sê entiteit wat skole rugby is. En ek dink dit het gegroei omdat die belangstelling en die hele ding, die supersport schools en al die streaming, daar's mense wat sê hulle kyk eerder Saterdag skole rugby as wat hulle provinsiale rugby kyk. Ja, ek is een van hulle. Ja, want dis lekkerder rugby, dis mooier rugby. As jy sien die blootstelling wat jy in die nuusmedia kry. En dit word so dat dit al hoe meer is, ook nie net met die groot skole nie, daar word gepraat oor kleiner skole ook en oor kompetisie en so voort. So dit natuurlik is dit 'n groot bemarkings of 'n groot 'n afdeling van jou skool wat jy aan aandag moet gee. Ons probeer altyd balans kry. Maar die meeste mense gaan vir jou sê dat rugby kry die grootste aftrek. Jou ander sportsoorte moet jy na kyk. Maar as jy na 'n Saterdag kyk, soos vir eerskomende Saterdag, dan gaan daar baie mense kom en hulle gaan kom rugby kyk. So dis of dit nou reg is of verkeerd is ongelukkig die realiteit. En daarom moet jy na dit kyk. Dis ongelukkig is 'n duur speletjie. En as jy nie 'n skool, en daar's baie skole aan die kant die berg en op ander plekke wat elke dag in die nuus is en wat weet dis goeie skole. Maar dis nie vir al die skole so maklik om dieselfde bootjie te ry die hele tyd nie. Op party van ons het groter uitdagings om daar te bly of om dieselfde produk op die einde te kan lewer. Wanneer ondersteuning by op sekere skole is meer en groter en sterker. So ja, dis die uitdaging. Dit vat geld, maar natuurlik bring dit ook borge in. Dit bring leerders na jou skool toe, dit trek onderwysers, so ja, dis 'n debatteerbare ding of dit 'n goeie ding is of nie. Dis 'n realiteit en as skoolbestuur en as beheerder moet jy daarna kyk en jy moet en op die einde is dit lekker. Ek het al met baie hoofde gepraat en vir jou gesê dat baie keer op 'n maandag is 'n suksesvolle hoof as hy Saterdag gewen het. En as hy Saterdag verloor het, is hy nie so suksesvol nie. So ja, jy gaan mense hê wat daai kant toe praat en sê joh, dit het te groot geword, dit het te ver geword. Is dit gesond? Maar op hierdie stadium is dis ongelukkig die realiteit. En ja, ons gaan Saterdag pragtige rugby sien. En ja, dis lekker. En dit het nie ongelukkig, dit het ook 'n hoe sal ek sê 'n loopbaan opsie geword. Ja. Vir baie van die seuns. En jy kan
jy kan met ouetjies praat wat in graad 8 wil inkom en vra wat gaan hy eendag doen en dan gaan hy jou sê hy wil rugby speel. Vir baie is dit onrealisties, maar dit is by baie seuns is dit 'n opsie of dis 'n droom. Ja. So jy moet ook daaraan aandag gee en sê goed, is ons program daar dat daai ouetjie daai geleentheid sal kan kry. Want die kompetisie is baie sterk. Ek dink wel in 'n sekere mate, groot mate, saamstem met Meerstein. Ek dink die kompetisiefaktor het vir die kleiner skole 'n bietjie te groot geraak. In die sin van hoe hou jy Kersfees by ouens wat daai tipe van fondse het om dit te investeer binne in die sport self. Ek kom dit is uit die agtergrond uit en die skool uit en waar ek tans ook is waar jy die beste maak of die beste doen met dit wat jy het, die potensiaal wat jy daar het. Het meneer gesê jy moet investeer in jou skool en jy moet mense probeer lok na jou toe. Maar ongelukkig in die groot breë prentjie daar buitekant sal kinders eerder gaan kyk na die groter skool en ek dink dis wat vir ons in die diskant ook baie sleg is. Ons het goeie spelers in die omgewing, maar ons verloor hulle na ander skole toe wat groter is. So om by te hou daar, moet jy vir jouself gaan toets teen groter kompetisies, teen sterker spanne. En jy het ook net soveel mense met wie jy dit kan doen. En dan wanneer jy op daai punt kom wat jy nou nie suksesvol is nie, dan is dit baie keer 'n negatiewe uitwerking op jou skool. Dat mense sien maar okay, ek kan nie Kersfees hou by hierdie ouens sê en ek gaan eerder maar die keuse maak om my kind na ander skole toe te stuur en ek sê net vir een ding, mens moet pas op dat jy nie 'n Engelsman sê 'n price tag rondom 'n kind se nek gaan hang, want dit is nie 'n artikel nie, dis 'n wese, dis 'n kind. Ja. En jy moet hom probeer ontgin en ontwikkel daar waar hy is, maar dit is belangrik dat jy 'n platform moet hê waar jy hom kan gaan toets, waar hy homself ook kan gaan toets. Ja. Om te kyk wat is die mate van sy vaardighede. Maar dat dit 'n uitdaging is om in die hedendaagse tyd Kersfees te hou met die grotere skole daar buitekant, is verseker. Dit is ons probeer wat ons kan, maar jy het ook beperkings, veral as dit kom by wanneer die rand en sent begin 'n rol speel. Ja. Dan sukkel jy. Ek wil daarbey aansluit, dit is sê ek sien en ek het bietjie met die manne gepraat en nou juis in daai bemarking betrokke is en mense betrokke te kry om seuns te help, want ek meen nie almal het noodwendig, julle ouers het noodwendig die vermoëns om hierdie kinders op die toere te stuur en al hierdie goed nie. So jy het die gemeenskap se sake lei nodig en hierdie goed, en soos wat ek verneem is Woester eintlik 'n ongelooflike ondersteunende, noem dit nou maar, gemeenskap as dit kom by hulle skole en die sport en die benodighede wat daar is vir kinders wat nie noodwendig die befondsing het nie. Ja, verseker. Ek twyfel nie vir een oomblik aan die kapasiteit van die dorp. Ons besigheidssektor het altyd die hand wat hulle uitsteek om te sê ons sal help waar ons kan. Maar in die hedendaagse ekonomiese klimaat kan jy ook net so ver help. Ek weet as ons nog gaan sit met die aantal skole wat in die dorp is, laerskole, hoërskole, en elke ou gaan staan voor 'n besigheid se deur om te sê luister, ek het kinders wat ek kan bekostig hier. Ja. Hoe kan jy help? Hy kan help tot op 'n punt. Ja. En ongelukkig, soos ek nou net gesê het, as jy daai kind wil ervaring gee en blootstelling gee, dan kos dit vir jou om in 'n bus te klim en ergens te gaan. Ja. Of as die paaie vir jou ver vat, om in 'n vliegtuig te klim en so toe te gaan. Maar ek bedoel, dis nie vir ons altyd beskoor om dit te doen nie. En 'n mens moet versigtig wees dat 'n mens nie jou gemeenskap begin dreineer nie, want dan gaan jy begin skade ly. Ja. Want ek in die laerskole uit kom kinders na jou toe, maar ek bedoel as hulle daar begin sukkel om daai kindjie te ontwikkel, dan gaan jy met 'n speler begin sit waar jy ekstra hard moet werk om hom of haar, in hierdie geval by die rugby, om hom te vat
en om verder te ontwikkel in die sport. Ja. So jou ouer betrokkenheid en jou gemeenskapsbetrokkenheid is nie net in hoërskole nie, dit begin ook in laerskole. Ja. In Woester self Ja. sit jy met 'n magdom van skole wat 'n behoefte tot fondse het en ons moet ons besigheidssektor in gedagte hou. Ons kan nie net altyd gaan bak aan staan en sê helpie. Ja. En dit maak dit moeilik vir ons, ja. Meneer, Ons is baie dankbaar oor die borgskappe wat ons het by die rugby. Jou ander sport sou dan altyd vir jou sê ja, die rugby kry makliker borge. Wat seker die waarheid is, want die blootstelling is baie keer meer daar. So ons is baie dankbaar vir die borge wat ons kry. Baie uit die gemeenskap uit rondom ons ons is natuurlik bevoordeel dat omdat ons deels tegnies is, so 'n tegniese skool is daar baie oud leerders wat sterk besighede het en wat in die tegniese veld is en so hulle help baie, steek hande op. Ek wil by meneer de Roux aansluit. Dit bly moeilik. As jy dink aan jou eerste span en jy gaan Noord-Suid toe en jy moet opvlieg Pretoria toe met 2 spanne, dan praat jy van 'n stewige bedragie. En maak nie saak watter toer jy toe gaan nie, of jy wil Klawer toe gaan. Ons is hierdie jaar ook Port Elizabeth toe, Quebec toe, na Grey toe. Dis ver. En vir daai ouers om behalwe nou vir daai 2 toere is daar nog ander onkoste ook. Dit vat in hulle sakke. So dit is maar die uitdaging om daai balans te kry. Hoe help jy? Hoe kry jy jou borgers betrokke? Waarvoor word jy die geld aan? Maar dit bly 'n uitdaging. Jy die onkoste aan daai projekte elke jaar bly maar 'n uitdaging. Jy wil die beste toernooie bywoon, jy wil vir jou kinders die beste gee ensovoorts. Jy wil ook hê hulle moet die mooiste lyk ensovoorts, maar dit by eens gaan dit oor geld. So dit dis maar dis hoekom dis vir die mense wat daarmee werk, het amper voltydse werk geword. So dit is hoekom skole rugbybestuurders aanstel en daai tipe goed, want dit gaan om daai boeke te laat klop op die einde ook. En dit word 'n groot deel van die werk. So ja, ons is baie dankbaar vir die borgskappe wat ons kry in die dorp en die ondersteuning wat jy kry in die dorp, maar soos meneer de Roux sê, daar's baie skole. En natuurlik ook ons hier in Woester met hierdie pragtige die berge rondom ons, maar die tonnel, dis net 40 minute dan sy aan die kant die berg en jy sien die Parel en jy sien Stellenbosch en baie van die ouers in ons dorp is oud leerders van daardie skole. So daar's ook 'n sentiment en 'n lojaliteit daai kant wat ondersteuning aanbetref. So ja, dis vir ons as 'n dorp is dit ek dink almal van ons hier sal wel graag ons kinders hier hou. Dis 'n voortdurende stryd, maar ons verstaan ook dit dat daar lojaliteit is en so voort. So ja, dit bly 'n uitdaging. Maar dit wat ons kry voor is ons baie dankbaar. Meneer, ek wil vir julle sê baie sterkte Saterdag. Ons sien verskriklik uit hierna. Moet sê ons het baie lank uitgesien na hierdie kuiertjie en mag rugby en 'n gemeenskap Saterdag net absolute vreugde ervaar, absolute samehorigheid aanvaar en mag dit net vir julle albei se skole 'n wonderlike vertoonvenster wees van hoe fantasties hierdie 2 skole in hierdie pragtige Boland is. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie en baie welkom. Ons is bly julle is hier by ons, hoor. Baie dankie. Hoop julle geniet Woester. Ons gaan. Ja, Johnny, as ons na hierdie 2 hoofde luister, daar's baie goed wat in die afgelope 3 weke in die Woester of wel eintlik in die Boland gebeur het in terme van die vloed en die skare wat daar was in hierdie dorp en omliggende omgewing. En is eintlik so mooi om te hoor hoe hierdie hoofde voel dat hierdie eintlik maar weer eintlik maar net so half van 'n geleentheid is om almal weer bymekaar te bring en te sê, weet jy wat, in ons moeilike omstandighede het ons darm hierdie wat ons vanaf kan uitsien en ons kan 'n dag saam kom geniet, net so 'n bietjie al die skare kant toe skuif en die dag net celebrate vir wat Woester is. Look, I don't think people will realize, but Worcester, is surrounded by mountains and all this water that came down, it's devastation. I cannot explain to people about the magnitude of the damage that was done here. And, there's an English saying, Tace, where they say, you've got to find sense in suffering. And the 2 headmasters of these schools have got a huge responsibility on their shoulders. This is much more than just a derby.
You know, it's always easy to stand together when things are going well. It's not that easy when things are going bad. I mean, a lot of farmers in the surrounds have had extreme damages. You know, so this derby is about much more than what the scoreboard will ever reflect. You know, Madiba said it, Thijs. He said that sport has the power to unite a nation more than government does. And I think, again, in this instance, sport will have the power to make a community rise up again, despite difficulties. And that's where sense in suffering. Life's not always going to be easy. We know that. We're going through seasons. What happened to this community is devastating, but tomorrow is that derby where people will unite, people will get together, people will respect and accommodate each other, and unconditional love for what these two schools are bringing to the community. So it's a wonderful occasion. It's much more than rugby, netball, you know, whether they play chess. It's much more than sport. It's really uplifting this entire community again. Absolutely, and like we said, there's so much happening tomorrow. And so many reunions happening and so many people coming from all over. I mean, yes, Worcester is only that big, but we forget that everybody from outside of Worcester that has moved on at some point in life is coming back for this. I mean, it's actually such a phenomenal day to come and enjoy. And if you are in the surroundings, if you are, you know, close to Worcester, I know that Caetanians don't like to travel further than 40 kilometers, but do yourself a favor. Get here because it's going to be absolutely fantastic. Wonderful people here in the Boland that's so accommodating, so friendly and inviting, and we would love to see you all here. So Johnny, the next segment was these interviews with coaches and heads of rugby, and I'd love for us to also have a listen to that. There's some interesting things happening in schools like Worcester and you know, Worcestergym and Drosdai that is not the norm for all schools. And but let's hear what they say, and we'll come back just after this. And this segment is brought to you by MediHealth. JJ en Henny, dis vir my baie lekker om met julle te kan gesels. JJ, ek het nou met jou gesels as hoofafrigter, en ek wil by jou begin, want ek weet dis nogal 'n moeilike ding om albei daai hoetjies op te hê. Noem dit nou maar 'n hoof van rugby en dan nou eerste span afrig. Hoe ervaar jy daai werkslading? Ek moet sê my span rondom my maak dit vir my makliker, maar ja, die hele situasie om eerste span afrigter so vinnig te geraak het bietjie gou gekom, onverwags, maar dit bly 'n voorreg. Dis nie 'n geleentheid wat ek glo enigiemand sal van die hand wys nie. So ja, ek is regtig geëerd om daai geleentheid so gou in my loopbaan, so vroeg in my loopbaan te kan kry. Die hoof van rugbypos is ook oorspronklik by Worcestergym aangesluit het, en afrigting is 'n groot passie vir my. En soos ek sê, soos die stelsel net nou maar toegelaat het in die laaste 2 jaar, het ek myself nou bevind in die eerste span afrigtingsposisie. Maar ja, ek moet sê Worcestergym, die manier ons die ondersteunende strukture wat ons het, die personeel saam met wie ek werk dag tot dag, die bestuur bo my is baie ondersteunend. Hulle back jou met wat jy doen. Hulle is ook oop om mee te praat as daar iets sou voorval waar lading te veel raak, is altyd 'n hand om in te spring. En goed, maar tot vandag toe het dit nog nie so erg ervaar nie. Ek is self 'n man wat lief is vir hard werk. Dus ek sê groot prater, ek hou meer van die werkkant van dinge doen. So ja, op die oomblik geniet ek dit, geniet wat ek doen. Ek is lief vir wat ek doen. So ja, dit is maar... Die weekies is nie te swaar. Nee, ek moet sê, dit is maar meer op 'n Saterdag. As die resultate moet deurkom waar die stresfaktor kom, maar verder is dit eintlik maar 'n fees om my werk te doen. En nuwe julle, ek weet dit as Toby het ook albei hoër gedra, en hy het net gesê, manne, as ons hierdie ding reg wil doen, moet ons 'n hoof van rugby aanstel. En saam met Armand het hulle besluit om vir jou in daai posisie te sit. Jy rig ook nog af, maar dis nie daai hoofafrigtersrol by 'n hinspan nie. Jy help maar meer aan die ontwikkelingskant. En ek wil so 'n bietjie daarop stil staan. Ek het 2 vrae rondom dit. Is al jou afrigters meestal onderwysers of het jy maar buite afrigters? En dan tweedens, is jy maar die ou wat seker maak daai, noem dit nou maar bloudruk, word toegepas van onder 14 af tot by onder 19? Ja, so
so ons het heelwat afrigters van die skool wat daar is en dan het ons 'n paar afrigters wat van buite af kom. Want die aantal spanne wat ons het, is daar nie genoeg afrigters by die skool nie. So dan maak ons maar gebruik van buite afrigters wat sekere spanne vir ons kom afrig. En dan die blueprint, soos jy genoem het, is met Toby wat albei kante was dit altyd moeilik vir hom. So ons is besig om dit weer daaraan te werk en teen volgende jaar behoort ons 'n nuwe een te hê. So ek is so 50% klaar daarmee. Waar ons die strukture reeds van onder 15 af wil toepas tot en met onder 19. Ons sien onder 15 of onder 14 vir ons as basiese vaardighede wat ons coaches daar vir ons moet coach en hoe hulle opgaan, soos hulle by onder 19 kom, weet hulle al basies wat verwag word en wat is die verwagting van hoe ons by die donkie, by Drosduiwel rugby speel. So dis iets wat ons baie hard gaan aan werk van volgende jaar af. Ons sal reeds begin implementeer by die onder 14s en 15s, waar ek vir 'n paar weke van hierdie afrigtings sessies gaan doen het. So en dis nou 'n teerpuntjie wat almal wil nie altyd oor praat nie, maar julle rig regtig af in Woester. Want jy het die spelers wat jy het en jy het hier en daar 'n seun wat bykom maar hier rig jy af want jy het nie die diepte van noem dit nou die maatsie oor kan die berg om net die volgende ou te kan insit in 'n posisie en alles loop vlot nie. Maar dan sal iets het gebeur wat so 'n bietjie onsmaaklik is soms en dis spelers wat maar gekontak word om nadat hulle ontwikkel is by ander skole te gaan rugby speel. Hoe voel julle oor daai komponent van skole rugby? Want kom ons wees eerlik man, dit is professioneel vandag. Ons kan vir mekaar baie goed vertel, skole rugby is nou professioneel. So voel julle daai geleentheid wat 'n kind kry is noodwendig dalk vir hom beter of probeer julle maar die seuns ooreed om hier te bly en sy pad deur te stap by julle skole as ek julle altyd die vraag kan vra. Dis 'n moeilike situasie. Jy kan ook net soveel doen om 'n kind te probeer oortuig om hier te bly as hy nie dieselfde meestal gaan dit maar oor die finansies. So as jy nie dieselfde geleentheid in daai aspek kan bied nie, is maar moeilik om 'n kind hier te hou val. Dit kom van die ouers se kant af dan meestal maar. Dis juist ek glo ons albei skole is op daai selfde trant. Dis juist hoekom ons wil kompeteer waar ons kompeteer. Hoekom ons skole gaan speel wat ander mense op papier sal klassifiseer as bo ons boksklas. So juist om daai geleenthede Woester toe te bring. En te sê hier's twee skole wat presies dieselfde kaliber rugby kan speel en op dieselfde verhoog vertoon waar kinders presies dieselfde geleenthede gaan kry as wat hulle, kom ons sê nou maar oor die berg moes gaan of dieper in die land in moes gaan om in die verlede so geleenthede te gaan soek. Maar dis wat ons in daai tafel toe bring van Woester se kant af. Is maar om by regte toernooie in te kom. Ons werk hard om daar in te kom. Is maar 'n fight om daar te bly. Want ons is maar gewoonlik die ligter skole daar, maar ons kry ook daai verrassingselement om daar te kompeteer en ek moet sê mense geniet ons rugby wanneer hulle dit wel sien. So daai blootstelling kom deur. En dis maar net ek glo die naweek is maar dieselfde wat ons weer gaan bewys is die verhoog is gedek. Die kinders kry geleenthede wat hulle moet kry. Ja, ek dink van ons kant af het jy nog baie van die goed genoem wat by ons ook 'n bietjie wat ons ook 'n bietjie pla. Jy doen die ontwikkeling van al van die kind, jy kry hom uit die omstandighede veral van baie van die kinders wat teen hom liggende streke moet raak. Ja. En dan kry hulle die geleentheid, jy wil hom nie onneem daarvan nie. Ons uitdaging is ook maar om by groot toernooie uit te kom. Aan die een kant is dit 'n positiewe en aan die ander kant is dit negatiewe want hulle word daar raak gesien en dan word hulle deur ander skole gegaps. Maar soos ek sê, daar is niks wat ons daaraan kan doen nie. Ek dink van ons kant af probeer ons baie hard om ons seuns te bou en te kyk wat ons ook vir hulle kan gee en wat ons hulle ook kan aanbied. En dit kom deur tot opregte coaching en sorg dat die omstandighede hier by die skool ook vir hom gerieflik is. En dan, ja, ons het nou al probeer aanklop by Boland en vra hoe kan hulle ons ook help in hierdie opsig, sodat ons die talentvolle spelers hier kan hou. Ja. Want dit is reeds spelers wat ons dink wat die unie kan verteenwoordig op 'n Grand Como, op 'n Cravenweek, Akademieweek en dan word hulle gegaps en dan gaan speel hulle vir ander streke. Net grap so is, het hulle al baie keer sê ons moes as ons teen die Blou Bulle speel, as hulle maar speel teen ons eie Boland spelertjies. So dit is maar wat gebeur in Suid-Afrikaanse rugby en dit is maar nou dis daar die trend. Kyk, en Boland is ryk
aan spelers, ek dink soos geen ander streek in die land nie. Ek dink dis hoekom Boland se klub rugby onder Duitser hulle ook so goed doen. Hier is net 'n legio van spelers. En daar's twee kante van daai muntstuk altyd. Dalk is van die geleenthede beter, maar weet ek voel dis baie keer 'n baie ondankbare werk om dan daai seun te sien gaan. Maar Jimmy Steinhaus het altyd 'n goeie ding gesê. Hy sê as die spelers by hom kom haal by die Pumas, dan weet hy ten minste iets reg gedoen om daai ouetjie op daai platform neer te sit in die geleentheid soos die Faf, die Klerks en die manne. So ek is seker daarvan julle gaan die accolade kry. Daai kind is tog raak gesien omdat julle hom ontwikkel het. Maar hierdie naweek is ons het nou net daaroor gepraat, JJ, dis so lekker om die gemeenskap eintlik bymekaar te kry en dit was 'n bietjie van 'n moeilike tyd die laaste maand in Woester met die vloede ensovoorts en so wat verwag julle van môre? Net van 'n emosionele aspek af. Sal my eerste vat. Ag nee, die senuwees gaan altyd daar wees. Ek dink beide van ons skole kan sê dit is nie eers op papier ons grootste wedstryd nie, maar net die setting waarin ons is en die agtergrond, die geskiedenis maak dit soveel groter as om teen 'n top 10 skool te wil gaan kompeteer. Hoe die dorp ook homself soms blou en rooi verdeel, bring ook maar ekstra emosies by. En die seuns, ek meen deur die week is hulle bure, dis vriende en dan gaan hulle 70 tussen 60 en 70 minute op 'n veld en probeer die beste uit mekaar uit te kry. So ja, die verwagting vir die naweek, hooplik goeie kompeterende rugby. Ek dink ek het nou ook vir jou gesê ons wil juist daai Boland hardloop rugby skouspel en vir mense weer wys wat se entertaining rugby wel is. En hopelik gaan dit in 'n goeie gees gespeel word, wat ek glo die geval sal wees. Maar ja, soos ek sê, die senuwees is maar gaan altyd daar wees. Maar dit maak dit lekker, dit maak dit spesiaal. Ja, ek dink vir my dit is my tweede een want so 2015 was ek betrokke by Woestergym se eerste span en toe ons ook 10 dae gespeel en 'n ervaring wat ek daar gekry het was nogal vir my dit bring Woester se mense bymekaar. Spesiaal. En 2026 is ek nou aan die ander kant by Drosdai. Maar ons sien uit daarna dat alles in 'n goeie gees sal plaasvind. Ek dink ons van beide kante af sien die kinders ook uit daarna en veral wat jy genoem het wat gebeur het die afgelope paar weke hier in Woester en gaan dit net weer vir ons lekker wees om Woester Gimnasium hier by ons te host en net weer ons goeie rugby kan sien. Ou Boland tradisionele hardloop rugby. Enemies op die veld, maar van die veld af is ons weer vriende. Ja. So maar van ons kant af dink ek ons wil net 'n goeie dag voorsit. Hoop ons kan goeie rugby sien van onder 14 af reg deur tot by onder 19 en net die dag kom geniet hier by ons. Man, dit was 'n voorreg om met julle te kan gesels en baie sterkte van die naweek. Ons gaan hier by julle kuier, ons gaan lekker daar met die mense gesels op die dag van die wedstryde. Die old boys kan nie wag om ons te sien en ons ook nie vir hulle nie. So mag dit vir julle die dag wees wat julle graag wil hê dit moet wees. Ongeag wat die telling van die eerste span en noem dit al die spanne is, mag dit regtig iets wees wat Woester weer lekker bymekaar trek en die gemeenskap dien. Baie dankie manne. Baie dankie. Baie dankie. JJ, dis lekker om jou hier by Drosdai te sien op 'n dag of twee voor die groot derby. En Toby, dankie dat ons hier by julle kom kuier. Dit is regtig ons het na hierdie episode uitgesien vir 'n baie lang tyd want ek is baie lief vir die Boland. En daar's baie van ons mense wat nie gereeld hier kom nie. So ek het oor die plek gebrek en ek die beste wat julle natuurlik het is julle wyne. Ek dink daar's nie 'n plek in die land wat beter rooiwyn maak as julle nie, maar dis maar my beskeie opinie. Manne, dis 'n voorreg om met julle te kan gesels. Hierdie is 'n derby wat tradisioneel altyd gespeel was en daar was maar bepalings wat probleme geraak het en dit het so 'n bietjie doodgeloop en hy's eintlik nou weer eers terug in sy volle kleur. Ja. En die eerste een is nou maar hier by julle, HTS Drosdai. Toby, wat beteken 'n dag soos hierdie eintlik vir altyd die skole maar vir gemeenskap soos Woester? Ja, ek dink kom aan te sluit daardeur die laaste 2 weke was maar rof. En ek dink die doel vir my, ek het nou gepraat met 'n paar mense is om Saterdag net die gemeenskap bymekaar te kry na waar die dorp is en al die skade en alles om net 'n dag te hê waar almal kan kom en dit kan geniet en goeie skole rugby te kyk om die tradisies wat tussen die twee skole is weer
by mekaar te bring en weet net 'n lekker dag te hê waar almal die rugby kan geniet en net weer almal by mekaar bring. Die dorp staan stil soos jy sê. En dit is wat ons wil bereik. Dit is jy wil dit lekker maak vir die gemeenskap. Jy wil almal betrek, jy wil almal hê en hopelik mooi rugby speel en laat almal net die dag geniet. Dis definitief 'n hoogtepunt van die jaar vir julle albei skole, om teen mekaar te speel. Maak nie saak waar julle op rankings en al goed lê nie. Dit bly tog 'n lekker ding om teen mekaar te kan kompeteer in Eerdorp, JJ. Ja, ek moet sê dit is eerstens lekker om nie te ver hoef te ry vir 'n wedstryd nie. Ek is net hier in die dorp bietjie mekaar se kompetisie kan geniet. Ja, hierdie dag is spesiaal. Dit is lekker om 'n groot oomblik wedstryd te hê. Ek dink dis vir ons 'n voorreg om dit vir die seuns te kan bied 'n geleentheid waar hulle op 'n meer groter verhoog buite toernooie te kan kompeteer. Skare, soos ek sê, lekker wat kan kom ondersteun. Dit maak dit spesiaal vir die ouetjies, ons maak met emosies betrokke. Maar ja, ons lewe vir oomblikke soos die. Verseker. So dis die donkies teen die bosvarke. Ek het die storie gehoor, is eintlik so mooi. Hoe die donkie actually sy naam gekry het. Maar daar van is dit Rossenwil of waar? Viliersdorp. Met die donkiekar afgery gekom het en toe is dit daar kom die donkies en toe bly hulle sommer die donkies. Ja. So waar kom die bosvarke vandaan? Kyk, Woestergem het nou al 'n paar ontwikkelings gehad van verskillende skole, maar ek dink ons is 'n bietjie meer eenvoudig. Ons terrein waarop ons skool geleë is, ons sportveld goed was nooit altyd 'n terrein nie, dit ook maar as 'n bosveld begin. En ja, ek dink die paar manne wat maar daar die skool begin ontwikkel het, daar was 'n paar bosvarke wat hulle uit hulle neste uit moes jaag en van daar af toe dink ek het die skool ook maar sy brandmerk gekry as 'n bosvarke. Die bosvarke. Maar ek wil nie eens regtig praat oor die wedstryd nie, want ek meen, so ek sê, 'n derby bly 'n derby. En jy het reg gepraat van die skare wat hier is en so gemeenskap by mekaar trek is net 'n fantastiese ding. Stem julle met my saam dat sport eintlik so 'n hegte, ek wil amper sê gom is om juist dit te kan doen. En ek sê sport, maar ons kan mekaar eerlik wees, rugby op hierdie stadium op skole-vlak is by verre die mees bemarkbaarste kommoditeit wat al bestaan. En dit is so mooi om te kyk. En so is dit maar julle sienswyse ook. Gebruik julle hierdie maar bietjie vir julle bemarking ook, gebruik julle maar hierdie om te sê, hey, ons exist, dis waar ons is. Wat is vir julle belangrik hierdie naweek? Ja, kyk, as die ou ooms in die old boys hier instap, ons spot altyd, veral nie altyd hoeveel A's was daar die vorige jaar gewees, hulle weet hoe gaan dit met die eerste span, hoe lyk die span vir die jaar. En definitief, rugby, of jy dit wil weet of nie, het jou grootste bemarkingspunt geraak. As jy 'n sterk rugbyprogram het, soos ek en jy vroeër in die jaar gepraat het, is dit vir ons 'n uitdaging om ons kinders in die dorp te hou. Ja. So jy wil 'n sterk rugbyprogram op die been hê, waar seuns geleenthede kry, waar hulle al hulle talente kan ontwikkel van onder 14, laat ons die paadjie saam stap van onder tot bo by ons. En ja, dat ons dit definitief gebruik as een van ons grootste bemarkingsmiddels wat daar is. JJ? Ek stem saam met Toby. Ek dink ons grootste uitdaging in die Boland is om ons kinders en ons spelers hier te hou. Ons is maar baie kwesbaar vir kinders wat dorp verlaat, juis as gevolg van sport, vir beter geleenthede, volgens hulle. Maar ja, vir ons ook, ons uitgangspunt wat sport betref, veral ons rugbyprogram, ons glo vas om kinders te ontwikkel en ons wil graag ook op hoër vlakke kompeteer. En ek dink die Boland is 'n misgesiende area van rugby. Ons speel eintlik 'n baie unieke brand rugby, 'n mooi brand rugby in die Boland. Mense sal dit altyd koppel aan hardloop rugby en ek hoop dit is ook wat ons Saterdag weer gaan sien nie. En dis maar net hoe ons sport ook as bemarking wil gebruik, die brand rondom dit create, soos die donkies het hulle brand, WG Rugby op hulle eie, so ook al 'n vasgestelde brand in die Boland. Ons feature op mooi toernooie, beide skole. So ja, dis maar net om daai geleenthede te skep. Ons glo ook om 'n volledige kind te ontwikkel, en sport is 'n groot deel daarvan. Verseker. Ek wil vir julle sê baie dankie dat ons hier kan wees. Eerste plek, dis vir ons regtig 'n voorreg. Ons kan nie wag vir Saterdag nie en ek wil amper sê maak nie regtig saak wat die resultaat op die einde van die dag is nie. Ek dink dit gaan 'n fantastiese geleentheid wees vir die dorp.
gegeewe wat gebeur het in die afgelope 2 weke, maar in geheel, ek dink dis my ongelooflik mooi om te hoor die dag 15-16.000 mense van een dorp bymekaar. Maak nie saak of jy span wen of verloor, in die gemeenskap kom bymekaar. So baie dankie en baie sterkte vir julle albei en moenie julle senuwees te veel plaag nie. Geniet dit net soveel soos wat julle wil hê die ander manne moet dit geniet. Nee, definitief. Ek dink dit is die einddoel. Ons wil hê die seuns moet dit geniet. Dit is waaroor hulle praat. As jy net kyk hoeveel reunies hierdie naweek is. Ja. Dit is waarvoor die mense lewe en dit is waarvoor hulle kom en ons wil net hê almal moet die dag kom geniet en dit moet lekker wees vir almal. So maak seker jy kom by HTS Drosdai uit Saterdag. Wees vroeg hierso. Ons gaan van die onder 14s af reg deur kyk tot by die eerste span en maak seker jy kom maak 'n draai. En ons kan nie wag om julle te sien nie, die blindsiders, al julle mannetjies so daar aan die ander kant van die tunnel bly. As jy nie iets aan daai kant van die tunnel aan het nie, verwag ek jy moet hier kom ondersteun want dit gaan 'n fantastiese dag wees. Dankie manne, was baie lekker. Dankie JJ. Guys, dankie. Maybe you hate broccoli or love scary movies. Maybe you're indecisive, adventurous, or always kind. Maybe you snore, have a secret creative talent, or no sense of direction. We don't pretend to know you, but we know certain things get you going. And at MediHelp Medical Scheme, we know about healthcare, as we've been doing it for 120 years. Visit medihelp.co.za for all the information about our plans for everybody. So Johnny, if you listen to these difficulties, I mean, you won't hear some of the top 5 schools talk about players being called and contacted to come and join other schools. But it is a reality for places like Worcester and also then in Drosdai. They've got some fantastic youngsters that are in the school. And it's almost, and I mean, it's going to continue. Let's just say that, you know, whether it's right or wrong, you know, that's not for us to decide. We all have our own opinions about that, but it's going to continue happening. But it is sad though that, you know, you've got to work with what you've got. I always say in certain places, coaches still need to coach. And Worcester is a very, very good example of that because you get what you get and you need to coach those players into becoming something special. And to then hear that, you know, you create opportunities for players to play against the bigger name schools at a Noordside, at a Villa Klaver, and then that becomes the opportunity for these bigger schools then to come and say, but we'd be interested to take your number 8 or we'd be interested to take your number 10. Look, you're always going to get in, you know, we find ourselves in a high school rugby fraternity in South Africa where it's almost become unstoppable. You know, and with that comes the good, the bad, and the ugly. Yeah. So a typical school like Drosdai and Worcester, you want to give them exposure. So how are we going to give them exposure? We've got to allow them to play in big tournaments, whether it's Wilderklaver, North-South, whether it's Easter Festival. So by default, you give these kids the exposure, and then you're sitting with other schools at those festivals, and they see, yes, but that number 8 and this number 10. So inevitably it's going to happen. Are we ever going to stop that pace? I'm not certain. You know, the heartbreaking thing for me is the following. I mean, we all know that the metropoles have got the money and the big schools have got the money. And when you look at a town like Worcester, they don't necessarily have the budgets which one of the biggest schools in the country will have. So I think you're going to lose players, sad but true. And rightfully so. These coaches got to be on their game because they've got to coach what they get, not what they get from other areas and other provinces. So yeah, I don't have the answer for you. For me, it's good, it's bad, and it's ugly. Heartbreaking to see that when you look through the lens of a Drosdai. You know, you don't want to lose these players. You know, but then again, you know, you're sitting with the top school, getting a top player from you, which is going to get more exposure. Is he's going to play in a much bigger competition than that, you know, this type of town will ever get. So yeah, it's bittersweet on both parties.
Look, they alluded to that as well. I mean, at the end of the day, this is tomorrow, believe it or not, it's 2/3 into the season. This will be their first home game. Exactly because of that reason. They want to create opportunities for these players to get exposed to bigger schools, you know, much higher competition levels, and which only elevates their their abilities and make them better, and they can measure themselves against the best. So, like you rightfully say, Johnny, I don't think there's going to be a stop to it, to be honest. What I do like, though, is, you know, when we spoke to Toby and them, and some of the discussions off camera, there's amazing old boys and businesses in the community that really supports these schools. From a financial perspective, they understand, you know, for a school like Drosdale and Woestergym to survive, let's just call it survive, in that type of environment, there needs to be proper funding. And I take my hat off to these business owners and old boys, guys that really love the school, you know, that has been through this mill and that really backs it and stand behind it. And, you know, if they can continue that, doing that, if they can continue, you know, putting some proper funding into this, I'm sure you can sort of like win the battle in keeping some of the players here. And all these schools are really desperate for that. You know, they want to compete. Yeah, you're talking about a battle, and I want to talk about the battle and the war. Yes, there's always ways to win the battle, Thys. You know, there's such a hype around schoolboy rugby, and what's heartbreaking for me is there's much more talent in this country than what our unions, or South African rugby for that matter, can accommodate. And we all know that 1% of all Cranbrook players end up playing, you know, senior at the union, or at whether it's the Bulls or the Stormers. Here's my concern. So you work from call it grade 8 to grade 12. It's this build up. You play first team, you play a lot of games during the year, and then you get contracted the next year by a union. And we're seeing it in the 20 league. You know, they in their second preparation for pre-season, because the reality is the under 20 season starts in August. They play 6 games. And then the under-20 season is done. So for me, you know, schoolboy rugby is healthy and it's fantastic. But for me, we've got to create that consistency and continuity where when these matric boys finish, you know, we don't want them to play 6 games next year. And yes, they're going to play at clubs and they're going to get an opportunity, but we've got to create that momentum from schoolboy rugby into junior provincial rugby. We've got to get that at the same level. And I see that as a serious void at this stage. Massive. I mean, we do the Bulls junior as part of our program, and we've spoken to James and them a lot about it, and it is disappointing, and I think it's for them it's quite a challenge to keep the boys, because like he rightfully says every time, he says this will really test your love for the game, because if you play 6 games a year and the rest of the time you're pretty much training to play those 6 games, I mean, you and I know, Johnny, the only time you really get better is when you can compete and test yourself with what you've worked on. So if that only happens 6 times a year, and you've got to create friendlies and all sorts of other games to accommodate for more games at that level, you're right, Johnny. That's concerning, and it continues to on a 3 level. I think, you know. For me, it's about the ebbs and flows. You know, you get to this high. Then the year after school, you go play provincial for under 20, you play 6 games that season. That's extreme low. I mean, tomorrow these guys will play in front of 10, 15,000 people. And when you play under 20, you're lucky if there's 100 people in the stands. And then again, you know, it builds up and then it ends to the Springboks again, which has got this massive number supporting them. But there's a huge gap between the Springboks or URC senior level and schoolboy rugby. And we've got to find a way to fix that, because I believe the bigger you under 20 and under 23 league gets, the more opportunities there will be for these fantastic talents who still sitting on school benches to really, you know, excel their rugby career. And like, I mean, I've obviously the 2 of us, we look at other podcasts quite a bit, and some other conversations with coaches at unions. And I mean, Jimmy Stonehouse alluded to it the other day. He said, it's very difficult to understand that there's not at least a good place for a Currie Cup. I mean, Currie Cup is the oldest rugby competition in this country.
And it had such a stature, and it is so sad to see that almost dilute to nothing, to actually just create some sort of a competition for it. And I don't know who's to blame for that, to be honest, and if it's a blame game to play, but surely there's some decisions being made that consciously are not seeing that still as something very special and precious for our rugby in the country. Well, obviously, you know, from a after school rugby perspective, we don't know all the logistics and the planning and the management that's got to go into that. So obviously, I think there'll be a good reason. But one simple question, I'm throwing it out there without knowing the facts. Why don't we have a URC under 20 international competition? Why don't under 20s in South Africa start competing against juniors in Australia and in Europe and New Zealand? Surely there must be a place. But yeah, talking out of turn, I don't know the logistics. It's just saddening for me to see that the day you finish with matric, it's almost, you know, it's just a hell of a ebb, and then you're going into this downfall, and that's sad to see. 100%. So let's get back to this derby. It's going to be a fantastic day. The weather is predicted to be 19 degrees, sunshine, not a cloud in the sky. So I think that's going to be special. And but we spoke to the players as well, of both teams. And this segment is brought to us by Nashua. We'll be right back. Ons staan by Hoër Tegniese Skool Drosdye. Dit is vir ons 'n absolute voorreg om hier in die Boland te kom kuier. Dit is die mooiste dag. Ek dink nie ek wil enige ander plek op hierdie stadium wees nie. En julle het die voorreg om in hierdie pragtige dorp te bly. Ek staan by Werno, wat die kaptein is van die eerste span, en by Janu, hy's die onderkaptein, speel die naweek fly off. Werno, jy het so 'n bietjie van 'n beseringkie opgedoen die week wat verby is. Ja nee, dit was elke jaar, het is maar as proewe teen WP en so, en soos ons kan weet, daai manne, ons span is naby en gefinaliseer, maar daai manne, hulle speel nog vir hulle plek. Ek dink ons was, hoeveel spanne ja nou? Ek dink ons was 3 wat opgedaag het. En ek dink hulle het met meer as dubbel van ons opgedaag. Ja, 6 spanne. So elke helfte word maar omtrent 'n nuwe WP span ingerul. En ja, soos ons maar verwag het, was dit hard geweest of so, moes maar 'n bietjie lyf op die spel sit om jou plek te verseker. En ja, toe ek nou vir die een tackle gaan of duikslag gaan of so, en ek laag gesak en die ou het net so 'n bietjie met sy elmboog vorentoe gekom en hy tref my toe hier op die kaak of so. En ja nee, nou is my baie hartseer dat ek nou nie in die derby kan deelneem die naweekie, maar vir veiligheidsredes wag maar nog vir die uitslag van die dokter. Maar ja nee, ek gaan langs die veld wees en ek gaan die manne ondersteun en ek gaan seker maak die manne se koppe is reg. Die coach se instruksies was maar seker maak, ek bly nog steeds sê maar byvoorbeeld as dit gister 'n Sondag gehad om 'n bietjie van die lywe net weer te herstel en verder net in die gym ook te wees en by die oefeninge om die manne aan te spoor. So nee, ek gaan nog steeds al wees en ek seker die manne gaan dit nog steeds kan doen. Ons het genoeg leiers in ons leierskompleks soos Janu wat onderkaptein is. So nee, die manne gaan alright wees. Ja, hulle sê vir my, die donkies en die bosvarke, is dit wat hulle is? Ja, dis wat hulle is hoor. Right, so dis 'n tradisie wat nou al jare kom en hy het so rukkie opgehou en hy's nou weer in vol vlam. Dis eintlik die eerste keer wat hy weer noem dit nou maar in sy volle gesteldheid plaasvind hier by julle. Hoe voel dit om op so 'n dag te speel? Want as ek reg verstaan, kom die hele Woester tot stilstand vir hierdie wedstryd. Nee, oom, is 'n groot dag vir ons almal. Ek dink vir die bosvarke en vir Drosdye is dit 'n groot dag en die bosvarke kom elke jaar vir ons. Drosdye is half geken as die beter skool, maar die bosvarke is 'n kleinerige skooltjie, maar hulle kom elke jaar vir ons voluit en op die dag is dit nooit maklik verwag nie en ek dink Drosdye het hierdie jaar 'n groot kans om die derby deur te trek, maar op 'n derby dag is dit maar anders en Woester kom elke jaar vir ons. Enige ding kan gebeur. Jy het vir my laas jaar sê hulle vir my, toe julle logies uitvee, toe julle halftyd 17-7 agter. Ja, dit was 'n tawwe
tawwe halftyd speech geweest, maar ek dink die manne het tweede helfte gekom om die ding deur te trek. Ja, teruggekom. Ja. Sê gou vir my, wanneer baie julle ek sien julle is ek dink julle is 12 ouetjies in die Kruimweek span by die Boland. Ja. En hulle 2 ouens in en dan in die akademie span het julle 8 ouetjies in. En dan hulle weer ek dink 2 of 3 in. Ja. So dis reg wat julle sê, dis nie noodwendig gelyke veld wanneer jy teen ander skole sien nie, maar op hierdie veld, op hierdie derby is enigiets moontlik. Ja, nee, definitief. Enigiets is moontlik. Nee, ek voel half as mens nou kyk na die Kruimweek en die akademieweek spanne, ek voel as baie manne van hulle wat ook dalk bietjie ongelukkig gaan wees en selfs nog manne van ons ook wat ongelukkig gaan wees dat hulle nie span gemaak het wat goeie proewe gespeel het wat ek gevoel het verdien. So ja, op papier kan mens sê ons het meer spanne in die Kruimweek en ons het meer spanne in die akademieweek. Maar ja, ongelukkig, soos Douwie kan maar sê, follow nie die skrip nie. Ja. Soos dit follow nie wat ook al op papier staan die vorige dag nie. Ja nee, die manne daag op en ja nee, ek moet vir Woestergem ook krediet gee. Hulle het 'n goeie samehorigheid in hulle skool oor die algemeen en ook in hulle span. So nee, die manne maak nie saak wat se of hy nou nie Kruimweek of nie akademieweek speel nie, ja, manne trek saam en nee, hulle kom met ding deur trek, maar hier op ons eie veld gaan ons dit vir hulle maklik maak. Julle het 'n baie fantastiese groep afrigters wat om julle manne is en julle ondersteun en die regte goed doen. En hoe voel julle, hoe lyk die res van die skool in terme van die ontwikkeling? Julle is nou deur Tobiele se hande en al die manne. Hoe voel julle, hoe lyk die skool se ontwikkeling in die algemene standaard van rugby by Drostdy? Die skool se ontwikkeling, veral in die laaste, sê maar halwe jaar of so, is baie positief hoor. Ek weet coach Henley, hy het nou nie by ons aangekom en hy is nou die hoof van rugby hier so by ons. En dan het hulle, want eers was coach Toby, hy was hoof gewees by ons, maar hulle toe vir hom van hoof van rugby afgeskuif na net hoof afrigter, sodat hy bietjie meer hier by ons kan fokus. Maar wat coach Henley se werk aan nou eintlik is, hy gaan na die laer grade toe. Byvoorbeeld die graad 8, graad 9 waar die hoofsaaklike ontwikkeling kan mens sê plaasvind. En selfs na die derde span toe en so, en dan gaan help hy vir hulle, daar gaan gee hy vir hulle tips. Ek weet coach Armand of meneer Armand, soos hom nou ken, Swart, hy doen ook baie moeite uit sy eie uit. Ek dink hy het vir ons so maand terug 'n sessie gereël met 'n sportsielkundige, wat ons net 'n bietjie ons mindset kan maak of so, om net nog te verbeter. En ek het gister toe loop ek uit die koshuis uit, jy sien ek gaan in ons studiesaal is die sportsielkundige besig met 'n groep graad 9's. So nee, dit word van onderaf word dit bevorder. Ek dink baie skole fokus die eerste span is die beeld, maar nou ontwikkel ons net die eerste span. Maar ongelukkig, jy werk altyd maar met 'n squad van 46 en daai squad word maar deur die jare opgebou. Dis waar. Ek voel ook die jonger spanne het goeie afrigters om hulle te bevorder om op eerste span vlak te speel as hulle kom by onder 19. So die onder 16 het 'n moeilike onder 15 jaar gehad, maar hulle het nou die regte coaches daar wat hopelik vir hulle kan deurbring na eerste span rugby toe. Maar ek wil vir julle sê baie sterkte vanmôre. Ek gaan jou baie fyn dop hou want ek dink jy gaan meer senuwees hê as hierdie manne want jy gaan dit nie kan uitlaat nie. Hulle kan ten minste dit uitlaat op die veld, maar baie sterkte Janu. Jy in die span. Mag dit vir julle net die beste dag ooit wees. Dit is op hulle tuisveld. Yes. En mag die beste span wen. Ons kan nie wag vir Saterdag. Baie dankie hom. Baie dankie hom. Dankie. Guys, it's a pleasure to stand with 3 players of Worcester Gymnasium. We've got Armand, we've got Arthur, who's the captain, and we've got Joyce. They'll all be playing this weekend against the Donkeys. So, manne, hoe gereed is die Bosvarke vir hierdie enetjie? Vir my persoonlik, die Bosvarke is hopeloos gereed. Ek dink ons het ons huiswerk gedoen rondom Drostdy. Hulle het 'n goeie seisoen sover. Hulle doen baie goed as span saam, 'n goeie 15-tal. So vir ons as coaches en spelers saam was dit vir ons baie belangrik geweest om ons huiswerk te gaan doen, om te kyk waar is hulle sterkpunte, waar is hulle swakpunte en waar kan ons verbeter om ons ook kan sê om vir hulle te oefen. Ja. Tommy, obviously as captain,
This is quite an emotional one because it's a derby, it's a town derby. Yes. How do you manage the guys, keep them calm throughout the week? Because obviously the game is only on Saturday. How do you manage that? I mean, we're all excited, obviously, but obviously, as a captain, I tell them to calm down because it's at the end of the day, it's just another team. We have played bigger schools, obviously, so at the end of the day, it's just another derby, another team. Yeah. So we're not overexcited, but we are excited, obviously. Of course. Joyce, it's a like in any big derby, there's always head to head. So who's your direct opponent this weekend? Tristan Sisters. Okay. So, So how do you feel you're gonna go this weekend? yeah, I know that's going to be a tough one, sir, because he has a lot of speed, obviously, and he is a very good winger. I haven't really played across him, but it's my first time. But I know it's not going to be easy. It's going to be a tough one, but I hope everything will go good. You're up for it. You're up for it. Guys, this week has been, or the last couple of weeks has been tough on the town with all the rain and etc. So obviously this needs to be something special for the community, and I'm sure you guys are up for that. At least you want to have a great game, be entertaining, played in a good spirit, because that's what this is all about. It remains a game, and we all love it. So is that the spirit you're going into this game with? As jy moet sê, Aman? Ja, ek sal sê games is dit mense net 'n bietjie nader weer te bring. Ja. Is dit 'n baie goeie, veral so naweek einde van die maand ook. So dit sal iets baie goed wees vir Woester. Dit sal net dat die mense vergeet byvoorbeeld hulle probleme wat hulle gehad het en dat hulle ervaring tydens die storm. En so iets van twee skole wat mekaar speel van die dorp. Arthur, and you guys, congratulations. I hear there's a couple of the boys that is in the Crown Week side and also the academy side for Boland. I wish you guys all the best for the weekend. May it be a wonderful day for everybody that comes and watches. And we'll be here, we'll be cheering both teams on, and may rugby win on the day, and may you all grow as players, whatever the result. Thank you so much, guys. Thank you. Thanks, Arthur. Thank you so much, Joyce. So Johnny, hierdie mannetjies, ons kan nou vir mekaar sê wat ons wil. Jy sê altyd 'n derby bly 'n derby. Maak nie saak waar jy op die rankings lê nie. En as jy nou die seuns luister, hulle is heeltemal bewus daarvan dat maak nie saak of Drosdai 12 outjies in die Boland Kruiwenweek span het en Woestergym net 2 nie. Hier kom 'n epic stryd op die veld môre. Yeah, look at Derby. I always say Derby remains a Derby. You can, we've seen it over and over again. I mean, look what happened last year with Paul Gymnasium and with Paul Boys High. You know, it's just one of those epic, you know, beforehand you can somehow predict and then the opposite happens to what your prediction is on the day. Now, for me, there's a much bigger thing, Thijs. And listening to these boys, yes, they're preparing for a great encounter tomorrow between these four lines. Much more than that, and I've alluded to it how many times in my life. The majority of true friends I've made in my life is a direct result of, you know, supporting my daughter's sport. You know, and that's what it's all about. And sometimes I wonder, do these kids realize what they've done? There's 10,000 people here tomorrow that will look at this game. Where does it come from? It's friendships that's formed off the field because of people playing between the four lines. You know, and sometimes we as parents and as grandparents, as an alumni, we've got to really take our hats off and respect these boys, because as a result of them, we form friendships. As a result of them participating in sport, we become part of a community, and that's bigger and longer lasting than just ourselves. So hats off to these guys for participating. For me, you know, tomorrow, like I've said again, this community needs tomorrow more than merely a scoreboard reflection. You know, tomorrow people will walk away from this derby irrespective of what the scoreboard said, and they will say, today counted. Today we united again. There was floods, we had damages, but this is what happens when the Woester community gets together, and that is the beauty for me about this. Very special, and we'll end off with this, Johnny, and like we said earlier on, if you're in the vicinity, if you are close by, especially if you're from Woester or attended one of these schools, you want to be here tomorrow.
And we are going to bring you loads of shorts. We're going to have lots of fun with interviews, not only at game day, but also this afternoon with some of the reunions happening, etc. We'll bring you all the best of the best as usual. And please don't forget to click and subscribe on the YouTube channel. It's absolutely free, guys. Our algorithm tells us that a lot of you are watching, but you just haven't clicked that little button yet to subscribe to us. Like I said, it's free, and it just helps us to grow the show and to bring you so much more. And the same on our social media platforms, Instagram, Facebook, TikTok, and X. Please go and follow us there. Click on that little bell to remind you, and we will promise to always bring you the best that we possibly can. Thank you so much, Johnny. I think, I just want to add, end off by saying it's, I don't think the viewers always understand the privilege we have being here. Yes, you can call it hard work and long hours, but it's a privilege to bring true, honest, content with integrity to our listeners, to tell you what it's all about. I mean, very few people in South Africa even know about the floods and what this means. And we want to bring you that content that inspires you, and that is really going to elevate the high school rugby community in South Africa. We stand together, we bring you the truth, and we'll always do it with integrity. Thank you very much. Thank you once again for the invitation, Harties Drosdai. We are loving every second of this, and we can't wait to see you on Saturday. Ja, hier staan ons langs die veld terwyl die manne mekaar vat op die veld hier in die Boland en Broers. Ja, sê bietjie vir my nou, wat gaan nou hier aan? Dis vandag 'n groot derby. Woestergem teen Drosdai. Is kom al jare aan, dat nou van laas jaar al weer 'n bietjie teruggekom. Ja. Dat nou weer elke jaar gaan wees. So ja, nee, dis 'n groot definitief. Luister maar nou, hoor ek hulle sê Drosdai gaan dan nou vir Woestergem pak slaag gee vandag. Hoe nou? Nee, dit sal ons maar moet sien. Ha? Jy dis nie net so maklik nie. Dit is nie so 'n maklike saakie. Nee, 'n derby nie. Ha? Nee, 'n derby nie. Luister en jy was self 'n Kruiwenweek kaptein op jou dag. Nee, kaptein nie, maar ek het Kruiwenweek gespeel. Kruiwenweek. Waar was jy op skool? Esland Park. Okay, jy het maar hier groot geword. Ja. Nou hoekom dra ou Otago Highlanders jersey dan nou? Ek hou van die kleur. O. So dit het alles te doen. Luister nou, sê 'n bietjie vas. Woestergem nou vandag sal wen nie. Sal 'n ou bietjie wyn vat later of hoe maak ou? Ja nee, jy vat wyn. Daar's 'n groot fees ook, 'n wynfees daar by Montana. So as jy klaar is, dan kan jy gaan join aan proos en ons vat wyn. Jy proe net of vat ons ordentlik? Ons vat hom ook so. Jy vat hom. Ja, nee, ons vat hom al. Hy's 'n nie-drinker wat so vroeg. As 'n nie-drinker. Ha? Kyk, ek moet sê, die manne gaan vat. Julle vat hard. Luister, maar ek wil vir jou sê, julle is die heel snaakste mense op aarde. Kyk, ek het hier in my Karibeker daar het ons hier teen die Boland gespeel. Ek het in my lewe nog nie so gelag nie. Wat is dit van julle sin vir humor? Waar kom dit vandaan? Ek dink as die wyn. Ek dink as die wingerde, die wyn. Want nou destyds was ons die wynboere toe hulle gespeel het. Ja, jy dink die wingerde het in jou lyf ingetrek. Ja, nee, dis natural. Ek dink as in die water ook. Is in die water. Dis hoekom dit so snaaks is. Luister, maar julle het nou vloedig gehad nê, en dit is eintlik goed vir die gemeenskap om weer net by mekaar te kom en te sê ons staan saam. Ja, nee, dit is belangrik. Ons het dit nog nooit so gehad nie. So jy kan gesien dat die mense staan en dit is goed om te sien dat die gemeenskap so kyk na mekaar. So dis belangrik. So die samekoms vandag is iets goed. Ja, ek moet vir jou sê nee, dit is my eerlike gevoel. Ek dink as die res van Suid-Afrika kan bietjie by julle hier in die Boland kan kers opsteek, nee, en julle gesindheid kan leef, nee, sal dit met hierdie land ook beter gaan, want julle is altyd gelukkig, julle lag altyd. Ja, dis hoekom hulle so ons players weggeruk man. Hulle moet dit ook 'n bietjie stop en vir ons geld gee dat ons players kan hou dan gaan Boland nog beter wees. Ek dink jy moet president van Boland raak. Ek dink ek moet gaan, ja. Ek dink. Net die wyn bietjie los as jy president is. Hey manne. Julle moet hom geniet, mag julle 'n lekker dag hê, hoor. Dankie man. Ja, ek sit hier langs die veld, dis die onder 16s wat nou net begin het en hier sit ek saam met Smitty en sy hele gevolg hier in die Boland. Smitty, luister, kan ek net vir jou vra nou, wie support jy?
Ek is 'n groot donkie ondersteuner. Groot donkie. So bosvarke is uit vandag. Heeltemal uit. Heeltemal. Hoekom? Die geskiedenis het hom al herhaal dat die bosvarke word getrap deur die donkies. Regtig. Yes. Gaan hierdie donkie vandag die Durban July wen? Definitief gaan hy hom wen en ek dink dit gaan 'n oortuigende wedstryd telling ook wees. Luister, as jy die mikrofoon bietjie hier agter kan gee, so baie skaam tannie wat hier so by my staan. Luister, sê bietjie vir my, het jy hier in die Boland groot geword? Ja, ek is So, ook net bietjie nader. Ek is 'n boerling van Woester, maar ek woon tans op Ceres. My seun is op koshuisie by Rostay. Wel, jou seun is hier op skool, geen wonder, jy sit met so 'n smile op jou gesiggie. Huh? Luister nou, kom ons praat, ek het vroeër ook die vraag gevra, as ons nou, as hierdie donkies nou wen vandag, word daar 'n bietjie wyn gevat na die tyd, of definitief Smitty? Daar gaan beslis fees gevier word. Regtig. Dis 'n uitgemaakte saak. Wat is die ding met wyn in die Boland? Verduidelik bietjie vir my. Dit word geproduseer in die Boland so. Ons is wynmense, wynkenners. Dis maar wie julle is. Ja nee, dis wie ons is. Luister, maar is dit nie wonderlik om vir die breër gemeenskap na 'n vloed soos wat hier deur is, nie skade wat gedoen het. Is nie of jy nou 'n bosvark is en of jy nou 'n donkie is nie, is dit nie 'n ongelooflike dag vir die gemeenskap om te sê, ten spyte van swaar kry en ten spyte van vloede, kom ons bymekaar, ons is almal hier in eenheid en ons gaan saam gaan weer opstaan. Dit is beslis ja. En soos ek sê, rugby is 'n sport wat gemeenskappe en mense bymekaar bring. So na 'n vloed wat ons gehad het en die skade wat ons gehad het, ons sien niemand van ons vandag hier te wees nie. Luister, en wat is jy moet die Boland met julle DNA. Dis die beste mense in die wêreld. Boonbehalwe dat dit die snaakste mense is. Waar kry julle julle sin vir humor? Want kyk, ek moet vir jou sê, my Karibeker daar as ons hier teen die Boland gespeel het nie, dan het ons nie geweet of ons kom of gaan nie, maar julle sê goed, waar kom die goed vandaan? Dis in ons DNA, ons is gebore met dit. Nee. Ja. Ekskuus, ek wil graag hê jy moet dit antwoord. Daar's net een land en dis Boland. Luister, so daar is een of ander snaakse kreet of iets met die wat jy al aan gewerk het voordat die eerste span ophardloop nie? Nee op die oomblik nie, hulle het maar hulle eie kreet. So ek gaan maar saam in die kreet. Ek wil nie iets anders vir hulle leer. Hulle is besig met hulle eie kreet. Hoorie Smitty, sê bietjie my rooi wyn, wit wyn. Definitief 'n rooi wyntjie. Papsak of in die bottel? In die bottel. In die bottel. So ons is gekultiveer. Ons is gekultiveer. Hy's gefilter. Hy's alles te so. Hy's net reg. En vir die koue 'n rooi wyntjie is reg. Ons drink maar papsak net daar in Pretoria. Sê hou julle maar die papsak in Pretoria. Ons drink bottelwyn hier so. Hoorie julle, sterkte by game, geniet dit en dankie dat julle met my gechat het. Ek is lief vir hierdie Boland mense, hoor. Baie dankie, donkie boa. Luister, hier's ek nou diep in die Boland, hoor. Diep in die Boland. Tussen die mense, tussen hartsmense, mense wat vir ons lief is en ons vir hulle lief. Sê bietjie vir my Maatjie, wat gaan met julle Bolanders aan dat julle so vriendelik is? Waar kom dit vandaan? Ons Bolanders as maar oor die algemeen as vriendelike mense en hou van mense laat welkom voel. Luister, kyk hier, Antie hou vir my sommer vas hier. Dit is vir my die plek om vasgebou te word deur hierdie Antie. Maatjie, maar boonbehalwe dat julle snaaks is en dat julle groot harte het, is julle nog fashionable ook. Want as ek na daai donker brille kyk, my broer, dit lyk of jy op die Cosmopolitan se voorblad kom. Ja. Ja. Is jy getroud? Yes, ek is getroud. Een vrou. Hier sit my vrou. O, daar sy. Ja. Sy is gelukkig, nee. Sy moet Luister, Maatjie, maar jou seun speel nou, nee, as jy mannetjie wat paal toe kom. Yes. Het jy hom geleer? Nee, kyk, hy het homself geleer. Het hy homself geleer? Ek vat hom net so nou en dan 'n bietjie aan die hand, ja. Dan guide jy hom bietjie. Ja. Luister, kom ons gee 'n bietjie vir Antie agter ons die mikrofoon. Luister, ek neem Nee, ek wil hê ek neem aan jy's 'n boerling van die Boland. Definitief, ja, definitief. Waar was jy op skool? Brede-4 sekondêr. Luister, Brede-4 sekondêr, Antie, jy het self 'n paar mooi donker brille, is 'n Bolander. Yes. Bolander.
Fashion. Passion wagon. Yes, met Luister en ons kom ons praat 'n bietjie oor wynvat vanaand. Ja. Gaan ons 'n bietjie wyn vat? Ja. Woestergem, ja, ons sal definitief. So julle is bosvarke. Definitief, ja. Lot van julle. All the way bosvarke. Dink julle? Dat is die Boland, hy is bekend vir sy wyn ook, né? Ja, dink jy bosvarke het 'n kans die eerste span? Ja, definitief. Dis mos maar derby, nee. Yes. Luister maar, kan ek hou so van julle, kan ek saam met julle wyn vat vanaand? Enige tyd, altyd welkom, ja. Luister, soos julle kan sien, gaan dit lekker hier in die Boland. Dit is die festivities, feestelikhede is aan die gang. Dis hartsmense, is great mense. Ons is vir julle lief, moet nooit verander nie. As die res van die land soos julle kan wees, net het ons 'n beter land. Yes. Thank you. Woestergem! Ja, ons sit hier by Drosdui se ondersteuners klub en ek gesels sommer hier met 'n paar pappas en 'n mamma. Jy weet wat my baie interessant is, ek het al crossbreeding in my lewe teëgekom, maar ek het nie geweet dat 'n bosvark 'n donkie kan word nie. So julle sit hier as donkies, maar julle was bosvarke op skool. Kyk, hulle was daar bosvarke, ek was ook 'n bosvark, maar my ledepa, hy het hier gekom in 1963 daarom. Daai hier so skool en goed gegaan op. In die vroeë jare toe dit net tegniese skool en goed was, wat al die leerders is daar werk wat gedoen moet word, dit doen die leerders dit self, ondervinding en praktiese gedeelte. Maar my dogter is ook hier, maar ek is intussen oor van my hoërskoolloopbaan het ek deelgeneem is oor na gimnasium toe, wat destyds hoërskool was, Hoër. So ergens is dit in die bloed. Dit moet in die bloed wees. Luister, en nou sit ons hier met 'n Mary donkie, as jy net vir haar die mikrofoon na kan gee. Luister nou, neem ek aan jy's gebore en getoe hier in die Boland. Ek is eintlik gebore in Port Elizabeth. Maar toe my ouers hiernatoe gekom het, toe ek 6 maande oud, so ek is eintlik maar 'n woesterriet. Ja. Dink jy die bosvarke gaan hom wen of is julle donkies? Wat sê die donkies? Ja, ek dink ek dink die donkies gaan definitief hier die ding doen. Luister, ek wil gou vir jou vra. So ons weer daar was nou 'n geweldige vloed en ek dink daar 'n klomp skade hier in die Boland gekom. Is hierdie nie maar 'n dag wat bietjie meer gaan as net 'n derby nie, waar gemeenskap bymekaar kom en sê ons as Bolanders, ten spyte van die skade wat ons van die vloed gehad het, staan ons bymekaar en ons, jy weet, ons bly Bolanders, of jy nou 'n donkie of 'n bosvark is, ons is hier as gemeenskap. Nee, 100%. Ek dink na die skade, met die skade en nadat dit almal so bymekaar gekom en mekaar gehelp en alles weer op die bene gekry. Die derby vandag verseker, ons almal hier is vriende. Hulle het dit nou 'n paar jaar gelede gestop en ons almal wou dit weer aan die gang gekry het. En ons is dankbaar is weer aan die gang, want dit is lekker. Ons was nou in gym gewees en ons het vriende hier gehad in Drosdui daai jare toe ons 1992 klaar gemaak het, maar ons almal was nog steeds vriende. So hierdie is fantasties. Hierdie is 'n ongelooflike dag en dit moet vir ewig wees. Wat is in die Bolandse water? Want ek moet vir jou sê, ons kom van Pretoria af. Jy weet, Pretoria is 'n vriendelike stad, maar hier's iets in die DNA van 'n Bolander, nee, wat my aantrek. As ek dink jy is wyn of brandewyn? Is dit brandewyn? KWV. Luister, op die einde van die dag, julle is geweldige vriendelike mense met 'n ongelooflike persoonlikheid. Self baie vriende. Ja, maar is lekker. Ek dink julle het 'n ander taal wat julle praat, nee, hier in die Boland. Ja, dan is ons die Weskers, maar ons het ons taal, ja. Ja, luister maar, ja, mag jy beste span wen op die einde van die dag, mag jy same sein, mag julle same sein en ons bid vir julle van Blindside se kant af. Julle sal opstaan na hierdie vloed. Bolanders is stawwe mense en ons weet julle sal deurtrek. Ja, baie dankie. Dankie, baie dankie. Lekker dag. Selfde. Bye. Armand, jy is die sporthoof hier by HTS Drosdui en ek moet daarom sê dis
dis dankse jou reëlings en Toby se uitnodiging en al die manne hier by HTO's Drosdui dat ons hier mag wees. So ons is verskriklik dankbaar in die eerste plek. Maar julle kon letterlik nie vir 'n mooier dag gevra het as hierdie nie, wat die weer aan betref, die skare wat besig is om te daag. Ja. Dit moet baie spesiaal wees. Ja, Thys, eerstens baie dankie vir julle. Dankie vir julle teenwoordigheid. Ek dink as jy die hele dag bymekaar vat en julle sit nog vir julle daarby. Julle is eintlik die cherry op die koek as ons sal sê so. Matthys, ja, jy is heeltemal reg. Ongelooflike dag wat ons ervaar. En dit te midde van 2 weke terug waar letterlik die hele area om ons omgewing, ek praat van Rosseville, Woester, De Dorings, Robertson, baie skade gelei het. Maar ek wil krediet gee. Ek wil baie graag krediet gee aan ons grondepersoneel. Daai manne het regtig 'n ekstra myl gestap om hierdie pragtige prentjie bymekaar te sit. So ja, nee, ons kan letterlik vir niks beter vra nie. Om die weer te bestel is ook 'n bonus. So ons is baie dankbaar vir so 'n ongelooflike mooi dag. En ek wil beklemtoon wat jy sê. Ek meen ons het gister hier aangekom, eergister, en ons het begin met die mense gesels en ek kon nie glo met dit wat ek op foto's en video's en goed gesien het van wat in die area gebeur het, dat hierdie veld lyk soos hy lyk nie. Ek meen die kondisie is absoluut fantasties en ek wil so 'n bietjie praat oor die derby. Uit die aard van die saak is rankings maar 'n baie onrelatiewe ding as dit kom by so 'n dag. En as jy vinnig kyk na hoe hulle in die eerste helfte te mekaar opweeg, is dit maar juist dit. En so ek sê ons weet al hierdie wedstryde tel, want dit praat baie oor die ontwikkeling van die skool en ek dink Drosdui doen bitter goed. Ek wil sê die eerste span ons mos nou maar altyd die eerste span en soos wat meneer Leroux net gesê het, hy sê jy weet 'n hop van 'n bal of 'n skewe ingooi in 'n lyn staan of enige situasie kan 'n wedstryd soos daai baie vinnig verander. Ja, kyk, 'n derby geleentheid, jy kan nooit regtig gunsteling invat nie. Terug te kom na die rankings toe. Rankings is ook deesdae, elke ou het 'n ander opinie. Maar die ongelooflike geleentheid wat ons het om so 'n geleentheid vir beide skole te kan bied. Ek bedoel, waar daar duisende mense kom kyk, jy skep vir hulle 'n bietjie meer van 'n professionele omgewing, soos wat hulle graag eendag na skool wil presteer. So dit gesê, 1 of 2 beslissings, 1 of 2 balle wat aan die ander kant toe hop en die telling is dalk heeltemal anderste. Maar ek wil krediet gee ook vir Woester Gimnasium. Die Westre is baie kompeterend. En ek dink dit dra by tot die hele dag. Jy wil nie weghoor oorwinning sê nie aan een kant of die ander kant nie. Ons is nou op voetkundige take, ons is leerkragte. So vir ons gaan dit om so geleenthede te skep en karakter te kan wys en waardes te kan bou. So ongelooflik dankbaar vir hulle en vir almal wat 'n bydrae gehad het in hierdie ongelooflike dag. Weereens ongelooflik dankie Armand. Dis regtig spesiaal vir ons. Ek beloof jy dis nie die laaste keer wat ons in die Boland kuier hier by julle nie. En dis 'n voorreg. Baie dankie en sterkte vir die res van die dag. Baie dankie Thys, dankie vir julle en ons sien uit om julle weer te ontvang. Baie dankie. By my die kaptein van Drosdui span JP Lotrie. JP, ek kan verstaan dat jy begin kramp het aan die einde van die wedstryd. Ja. Jy het 'n reuse wedstryd gehad. Hoe voel dit? It's amazing. Ons het baie gees gehad. Was 'n tawwe eerste helfte, maar ek glo ons het tweede helfte na die team talk. Ons het dit gehad en ons kon dit nie doen sonder gees op die pavie nie. Dit was regtig amazing. Hulle het ons deurgedruk tot aan die einde. Ja, kom ek sê gou vir jou, 'n goeie kaptein lei maar altyd deur voorbeeld en soos elke ander week. Hierdie is nie 'n man van die wedstryd nie. Hierdie is wel 'n toekenning wat ons gee vir die ou met die komplimente van Farkar, die ou wat die hardste werk. En sonder enige twyfel het jy gelei deur voorbeeld. Jy het die hardste gewerk op die veld. So ons gee vir jou R1000 geskenkbewys en baie geluk. Hou so aan, jy is 'n goeie kaptein, jy's 'n baie goeie rugby speler. Ons van Blindsides kant af is baie trots op jou en dankie dat jy nie net as kaptein van die veld af lei nie, maar jy bereid is om jouself vuil te maak op die veld. Ja, baie dankie. Baie dankie. Dit was vir ons 'n voorreg om hier te wees. 'n Groot oorwinning vir julle hier by HTS Drosdui. Ek dink die telling is so 'n bietjie groter as wat die fight op die veld was. Ja, definitief. Dis derby rugby. Dis nog nooit weggegaan. Ek dink hulle integrity op defense, hulle het altyd daar gebly.
Ons het baie kansse gehad in die eerste helfte wat dalk 'n bietjie dit anders kon het lyk het, maar wel vir hulle well done. Hulle het in die fight gebly en dit is derby rugby. Dit was vir ons 'n voorreg hier in die Boland en ek moet sê die mense, julle is net die harte hier is fantasties. Dit is lekker om te sien 'n dag soos hierdie en ons goeie kompetisie op die veld en ons 16 sit kom wen. Ook hier in die doodsnikke en dis eintlik wat hy op so 'n dag wil hê, dat daar nie net een skool is wat weghardloop met alles nie. Ja, definitief. Ek dink dit is belangrik dat dit kompeterend bly tussen die skole. Dis belangrik dat hierdie twee skole sterk bly in ons dorp. En ja, vir julle, ons het by Noordsuid gepraat, dus nou hierso, ek is baie bly julle sien. Ek hoop ons kan julle regtig weer sien en verwelkom. Ons gaan verseker weer kom kuier en baie dankie vir julle gasvryheid. Waardeer dit opreg. Baie dankie. If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us. Click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born.